Goeiedag en baie welkom. Ons skrifgedeelte vir vandag is uit Lukas 22 vanaf vers 39. Kom ons lees saam. En hy het vertrek en volgens gewoonte na die Olyfberg gegaan. En ook sy disippels het hom gevolg. En toe hy op die plek kom, sê hy vir hulle: Bid dat julle nie in versoeking kom nie. En hy het hom van hulle afgesonder omtrent so ver as 'n mens met 'n klip kan gooi. En neergekniel en gebid en gesê: Vader, as U tog maar hierdie beker van my wil wegneem, laat nogtans nie my wil nie, maar U wil geskied. En 'n engel uit die hemel het aan hom verskyn en hom versterk. En toe hy in 'n sware stryd kom, het hy met groter inspanning gebid, en sy sweet het geword soos bloeddruppels wat op die grond val. Toe staan hy van die gebed op en kom by sy disippels en vind hulle aan die slaap van droefheid. En hy sê vir hulle: Wat slaap julle? Staan op en bid, dat julle nie in versoeking kom nie. In hierdie gedeelte sien ons wat Jesus doen. En ons word uitgenooi om dieselfde te doen. Veral in ons eie Getsemanis, wanneer ons onsself in daai spasie of op daai plek bevind. Ons sien dat hy 'n gewoonte gehad het om af te sonder en een kant te gaan. Belangrike ritme wat Jesus gehad het. Vir my vra ek, hoe sonder ek af? Ek vra vir jou, hoe sonder jy af? As ek dink aan my eie lewe, hoe doen ek dit? Dadelik kom die parafrase van Eugene Peterson aan my, in Matteus 6. As hy Jesus aanhaal, hy sê, Here's what I want you to do. Find a quiet, secluded place, so you won't be tempted to role play before God. Just be there as simply and honestly as you can manage. The focus will shift from you to God and you will begin to sense His grace. Wanneer jy bid, kry jy eenkant plek. Gestroop van mense, gestroop van jouself, sonder afleidings, daar waar jy spreekwoordelik naak staan in die teenwoordigheid van die Here. Geen pretensies, geen mooi of regte woorde nie, net die ware jy. En dan sê hy, as simply and honestly as you can manage. Ek dink ons is gekondisioneer met hierdie lewe en met alles wat in hierdie lewe aangaan. En is moeilik om alles van ons lewe eenkant te los en ten volle te fokus op dit wat God in ons lewens wil doen. Miskien praat ek net van myself. Ons is gekondisioneer om sekere woorde te gebruik. Ons dink aan goed. En sy woorde is good as you can manage, dalk vir my om jou gedagtes ook terug te bring as hulle afdwaal. Want ons dink aan die lewe buitekant gebed. Om terug te kom en eerlik en opreg ons lewe opnuut neer te sit. Maar so in hierdie eenkant plek word ek opnuut omvorm van dit wat my so onbewuslik vorm in die lewe. Dis die plek waar ek in gesprek met God weer deur die pottebakker gevorm en gemaak word. Terug na dit wat ek nog altyd was om te wees. Dallas Willard sê, and this, among other things, is the reason why an extensive use of solitude and silence is so basic for growth of the human spirit. For they form an appropriate context for listening and speaking to God. En hierdie is meer as fisies. Dis psigies, emosioneel. Holisties word ek weer verfris in die teenwoordigheid van die Here en dan sê Peterson, the focus will shift. Iets gebeur met my wanneer ek bid. Veral wanneer ek bid terwyl ek in versoeking is. The focus will shift from you to God and you will begin to sense His grace. Dis 'n sens wat ontwikkel, 'n sens vir alles in my lewe, 'n bewussyn dat alles in my lewe genade is.
en dat ek vir alles in my lewe genade nodig het. Dis wat Paulus van praat as hy sê, en die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar. In die message paraphrase sê, let petitions and praises shape your worries into prayers, letting God know your concerns. Ek dink aan Jesus in Getsemane, dink aan my en jou in ons eie Getsemanes. En dan sê hy in gebed, before you know it, a sense of God's wholeness, everything coming together for good will come and settle you down. It's wonderful what happens when Christ displaces worry at the center of your life. Dis 'n genademiddel tot ons beskikking, wat in sy teenwoordigheid vir ons gegee word. En Jesus uit gewoonte het hy afgesonder na een kant plek toe gegaan en gekniel en gebid tot sy Vader, gestroop van alles, weerloos, benoud, maar gefokus. Ten spyte van nie my wil nie, maar laat U wil geskied. Soos in die hemel, so ook op die aarde. Jesus wys ons wat ons nodig het. Wat is die uitnodigings wat na jou toe kom as jy na hierdie woorde, maar ook na die lewe van Jesus kyk? Veral in die skadu's van Getsemane. Want ons sit dikwels daar op ons eie. En ons het nodig om Jesus te volg, selfs deur die pad van lyding, na hom te kyk, om ons te lei en ons te leer. Ek bid vir 'n diep bewussyn van God se genade en liefde in ons lewe. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dis ons gebed, 'n bewussyn dat U ons vooruitgaan en vir ons die pad gelyk maak, ook in die donker lydingstye van ons lewe. Bid dat U ons sal vertroos, soos wat die engel U bedien het, dat U die engele sal stuur om elkeen van ons te bedien in die stryd wat ons mee besig is. In Jesus naam. Amen.